Goeiemôre, good morning. Ja, 'n hartlike goeiemôre van my en Pieter se kant af ook met sy dansie, hy's gereed. Dit is vir ons wonderlik om in julle geselskap te wees, maar ook om julle in ons geselskap te kan hê. Absoluut. Dis fantasties. Ek is so bly Lisa daarom ook. Goeiemôre. Sy het so dingetjie in haar gehad. Dis nou aansteeklik. Ja. Hy's nou besig om mense hier te beïnvloed. Nou, let us do the goeiemôre, good morning way. Want as ek nie hier is nie, kyk ek ook saam. So dan voel dit of ek by julle is. Want dis Jy vir ons leer so- baie, nee, jy leer baie. Ons leer almal baie by jou. Ja. Kyk nou maar net die wysheid hier op Ja, die kyk nou net hierso, bekyk ek nou dinge met 'n nuwe vars blik op die toekoms Daar en die sy. huidige omstandighede en dinge waarby ons is, want ek is die doring onder die rose. Nou ja, lekker propvol program vandag. Ons kyk saam met Creme Classic Skincare na kopvel gesondheid. Johan van Molendorf kom deel die roerende verhaal van Raven, die kat wat die inspirasie agter sy nuwe boek vir dierewelsyn is. Die atleet Shane Oldnow Gerber vertel van haar moedige pad terug na 'n besering en Alicia Malan gesels oor die storie agter Lucky Bread Company. En dan moet jy nie waag om weg te loop nie, want Ivan Roux is ook hier om te gesels oor sy nuwe liedjie Liefie Lyf. So Liefie Lyf, welkom. Liefie Propvol en Lyfies. so baie verskillende goed. Ja, baie lekker. Ja. Dis wat goeiemôre, good morning vir my net so lekker maak. Ja, maar iets anders wat vir jou uitstaan is die oggendpraatjies, nê? Ek love die oggendpraatjies Ja. en veral as dit oggendproetjies word, maar vandag lyk dit vir my is dit net oggendpraatjies. Wel, ek het gehoor dat daar maybe 'n broodjie iewers is. How lucky a bread can be to be in our company. Sien, jy het gesê is 'n doring, Daar dit is 'n is hy. skerp doring. Nee, kyk hierso vlamskerp. Baie lekker. Goed, nou, die interessante storie wat ek met julle wil deel is, wat as 'n vreemde poets begin het vinnig in 'n kriminele riller wat 'n 23-jarige man nou 8 jaar agter tralies kan besorg ontaard. Die jong Poolse man word daarvan beskuldig dat hy honderde vals pizza bestellings op ander mense se name geplaas het. Ek sê jammer, ek weet ek moenie lag hieroor. Ja, maar Maar dit laat my terugdink aan 'n mens se kinderdae, nê, en die poetse. Maar dit was nie sommer net 'n klomp kos wat by die verkeerde deure opgedaag het nie. Volgens die Poolse polisie het die bestellings sensitiewe persoonlike inligting wat net die slagoffers of hulle naaste kring sou ken bevat, wat nogal kommerwekkend is. Nog iets wat kommerwekkend is die dreigemente wat saam met die bestellings gestuur is. Nou boodskappe oor die ontvoering van kinders, die afbrand van werkplekke en selfs ook die beplanning van doelbewuste motorongelukke het die slagoffers in vrees laat leef. Die impak op plaaslike restaurante was ook verwoestend. In een absurde geval is daar op een slag 300 pizzas bestel. Julle wonder seker wat is die rekening, nê? Nee? ek kan net dink. Goed, wanneer 'n mens daarna kyk in randwaarde, dan kom dit neer op sowat 171.000 rand. Ek herhaal, 171.000 rand. Nou ja, baie van die restaurante moes die bestellings noodgedwonge kanselleer omdat dit fisies onmoontlik was om soveel kos betyds voor te berei, wat tot reuse finansiële verliese gelei het. Die verdagte is intussen in hegtenis geneem en die polisie het op al sy elektroniese toestelle beslag gelê. Die ondersoek duur steeds voort. Daar sy. Nee, maar kyk, Iemand dit was was een honger. bestelling. Kan jy glo? Dis stoutigheid man. 71.000 rand. Maar nou moet ek ook vir julle sê, 'n 23-jarige man, ek meen 'n mens verwag dalk so iets van iemand wat effe jonger is, maar 23 moet darm nou al, Moet al 'n bietjie wysheid hê. ja, of 'n bietjie meer volwasse Maar wees. dink jy nou is 'n connections wat hy deur die jare mee te doen gehad het en daai mense nou geëien het soos wat ek verstaan en om te sê, okay, ek gaan 'n pizzaatjie vir Elsa stuur met 'n boodskap, een vir Lisa stuur met 'n boodskap. Is dit waarop gekom Dit het of moet het hy lukraak wees. net gegaan? Maar dit moet wees, want hy het mos nou ander dreigemente ook vir hulle gestuur. Maar weet jy baie vyande. Vra ek het nou vir jou. Kyk nou net hier. Niemand van ons het soveel vyande En nie. as my vyande vir my wil pizza stuur, is dit fyn. Stuur Ja. maar. Maar as daar 300 Solank op dit 'n dag. lekker pizza is, nee. Ja, Een waarvan 'n mens hou. Nee, maar ek dink wanneer dit kom by iets soos poetse, ek is nie teen dit gekant nie. Ek dink dit is lekker om so nou en dan Ja. iemand uit te vang en so aan. Maar ek dink nie dit moet mense skade berokken nie. Het sy finansiëel of dan nou persoonlik op 'n persoonlike vlak met hierdie soort dreigemente. Ek bedoel motorongelukke, kinderontvoerings, dis vir my 'n bietjie, ja, Nee, dit is nou 'n bietjie te ver. Een van die lekkerste poetse wat gebak is destyds met my skoonpa. O ja. Toe het ons laat hy 'n baie bekende hoender wegneem ete handelsmerk bel en sê hy wil met die kolonel gesels. En ek dink baie mense het dit al gedoen. Ja. Ja, natuurlik. Ja, ek wil graag met die kolonel gesels en die meerder van hom sê kolonel is nie nou hier nie.
Wat kan ons vir jou aanbied om te eet sê? Nee, die kolonel gesels. Ai, kom dan nou, maar hoorie. Van Poland na Thailand wil ek nou ook vir julle 'n storie vertel. Daar's 'n nuwe koningin in Thailand en sy het diep Suid-Afrikaanse wortels. Tarina Botha, die model en sakevrou wat in Rodepoort groot geword het, is as Miss Universe Thailand bekroon. Op pad na die kroon het reeds in haar tienerjare op plaaslike verhoë begin, waar sy titels soos Miss Teen Gauteng en Miss Rancho ingepalem het. Sy het selfs Suid-Afrika op die internasionale verhoog in Tokio verteenwoordig. Baie Suid-Afrikaners sal haar dalk ook onthou van 2018, toe sy op 21-jarige ouderdom aan die Mevrou Suid-Afrika kompetisie deelgeneem het. In 2019 het sy die groot skuif na haar ma se geboorteland gemaak. In Thailand het sy vinnig naam gemaak in die modelwêreld en op die verhoog. Sy het titels soos Miss Grand Phuket en Miss Thailand World gewen en het in 2021 net die Miss Universe Thailand kroon gemis en is as die eerste naaswenner gekroon. Tarina sal Thailand op 24 November by die internasionale Miss Universe kompetisie in Puerto Rico verteenwoordig. En vir diegene wat in tekens glo, Tarina vertel dat tydens die kompetisie het sy 'n liedjie van ons eie Tyla gehoor. Vir haar was dit die finale teken dat sy presies geweet het sy is waar sy moet wees. Dis hoe jy nou voel, nê? Ja, Dis nou presies waar jy moet presies wees. waar ek moet wees op hierdie pragtige oggend saam met julle. Maar hoe amazing is dit? Ja, Maar ek moet sê ek het 'n foto van haar gesien. Sy lyk ook nog al 'n bietjie tot Thailand. Hoe is dit nou? sy het haar ma se gene Thais, geërf. ja. Ja, maar vir my voel dit asof ons as Suid-Afrikaners net nog 'n wen iewers kan kry. Fantasties. Want as sy goed doen, dan kan ons dit klein. Dan Ja. kan ons ook goed doen. Maar dit is nog iets wat ek moet sê, ons Suid-Afrikaners blink uit op ja, alle vlakke, nê, wêreldwyd. verseker. Man, en dit is Ek my weet nie of rassies, enige ander land kan spog met soveel mense wat so uitblink nie. En ek het 'n fotootjie gesien, ja, sy lyk nou Thais. Dat Thailand. Ja, Thai. sy- Maar sy's Thai want sy deurgedruk, sy het haar ding gedoen. Ja, En sy weet wat ons weet. en in hierdie Thai kompetisie het sy toe nou met die laure kon wegstap, maar sy's beautiful. Ja, pragtig. So lyk nog steeds vir my baie meer Suid-Afrikaans as wat hou sy dink. Ja, die beautiful is nou daai Suid-Afrikaans wat nou deur. Oh, Dis dis die persoonlikheid, die confidence. Ja. ek wonder nogal hoe die kompetisie daarna uitgesien want lyk jy ons lyk vir die oosterse mense lyk ons seker almal dieselfde, maar vir my lyk hulle nou weer nogal close to. Hulle gebeur dit nie so iets nie. Wel, die groot ding is net, ek dink, wanneer dit kom by hierdie soort kompetisies, ek was net nie bewus van die feit dat iemand van Suid-Afrika byvoorbeeld in 'n ander land kan meeding nie. Ja, Jy weet? So, wat haar ma is Thais en haar pa is nou van Ons het Rodepoort. seker twee paspoorte. maar ek sou dink dis dalk 'n bietjie strenger, jy weet, want daar was nou al in die verlede baie dinge gewees met mense van ander lande wat in Suid-Afrika ook kom meeding en so aan. Maar dit bly interessant. Hoe dit ook Ja. al sê, ons is trots Suid-Afrikaans. Dit is al wat jy hoef te sê. En ons is ek trots bly die doring. Suid-Afrikaans. Dalk nie in die vlees hopelik vandag nie, maar daarom hier tussen die rose. Bly julle net waar julle is. Ons het 'n lekker propvol program. Ons kan nie wag om hierdie oggend saam met jou te geniet en jou dag so te begin nie. Sien jou nou. Is alle jekerige kopvelle net gewone skilvers of is dit dalk seborreuse dermatitis? En wanneer moet 'n mens eerder aan psoriase dink? Vandag gaan Michelle Lou, produkspesialis van Crème Classique Skincare, dit baie eenvoudig verduidelik. Hoe kan jy die verskille herken en watter rol kan 'n sink shampoo en 'n coal tar shampoo speel? Nou Michelle, hoe weet ek of dit gewone skilvers of seborreuse dermatitis is of dalk die derde moontlikheid van psoriase? Jy vra moeilike vrae so vroeg in die oggend. Maar ja, dit is eintlik maklik om vir jou te antwoord. So dis eintlik nou 3 siektetoestande van die kopvel wat ons nou van praat. So die eerste een is natuurlik nou skilvers en dan sien jy fyn klein vlokkies wat op jou hare is. En jou kopvel is nie noodwendig vuil nie. Dit is sommer net 'n bietjie van 'n droë vel. En dis gewoonlik op 'n rooi oppervlakte. So daar waar dit reeds inflammasie is daar dan wit vlokkies daarop. En dan die tweede een is jou seborreuse dermatitis. So dit sê klaar vir jou dat daar 'n bietjie meer olie betrokke is, dan word hierdie vlokkies nie net wit nie. Hulle is so
snaaks 'n lekker geelerige kleur op daai rooi vel. So dis 'n bietjie mense wil half meer grill daarvoor. Mense sien dit veral by klein babatjies wanneer hulle scalp-dermatitis het. So dis waarna jy moet uitkyk. En dan die derde ene is dan nou psoriase. So psoriase is wanneer jy baie meer vel maak as wat jy moet en dan stek daai vel dik op, maar dit is nou weer wit. So jy kry wit fyn vlokkies, skilfers. Dan kry jy die geelerige vlokkies wat bietjie dikkerig is en bietjie grillerig is en dan kry jy natuurlik dan die psoriase wat dik wit vel is wat dan so op mekaar stek. So as mens nou dit verstaan, kom ons praat nou prakties. Hoe werk die blou bottel sink shampoo? Ja, ons maak eintlik so 'n grap om te sê dis zinc, you need to think about it. Right, zinc shampoo. So die zinc shampoo kan jy glad nie verkeerd gaan enigstens wanneer jy hom gebruik nie. Of dit nou skilfers of seborrheiese dermatitis is of selfs dan 'n psoriase. Dis waarmee jy begin. En selfs vir die ouers wat al kleiner kinders het, as jy sien daai kopvel is jekkerig, vat 'n klein bietjie van 'n shampoo, maak dit net verdun in jou hand en dan masseer jy dit aan die kind se kop en jy spoel dit af. Selfs vir fungusinfeksies, ringworm, baie van die kinders sit met ringworm of net 'n jekkerige kopvel. Ja, jy kan hom letterlik vir enigiets gebruik. Pasiënte wat akne het, baie van die seuns het op 'n haarige area ook akne, dan kan jy was met die zinc shampoo want hy's ook antibakterieel. So daar's so baie plekke en jy hoef nie 'n siekte toestand te hê van die kopvel voordat jy die blou bottel begin gebruik nie. En dan nou natuurlik, wanneer gebruik ek dan die geel bottel coal tar shampoo? Jy sê dit mooi reg, hoor, dis die coal tar shampoo. Yes. So ja, as hulle vergeet kan hulle altyd net sê blou en geel bottel, dit sal hulle in die winkel kan kry. So die coal tar shampoo het 'n baie skerp reuk en dis spesifiek so vir psoriase pasiënte waar daai vel dik is. Nou wat die zinc shampoo dan doen is, hy gaan daai boonste laagie van die vel sagkens afskilfer. Want dan gaan jy dit nie self van die vel wil aftrek nie. Kyk, en jy kan lekker krap aan jou kop as jy wil, hoor. So die coal tar shampoo gaan net daai vel weer balanseer, dat hy weer normaal kan begin groei, en dan gaan natuurlik die jekkerigheid ook wegvat. Hy is sterk, maar hy gaan nie jou klere brand nie, of klere vlek nie, en ook nie jou hare vlek nie. Wel, daar het ons dit. 'n Jekkerige kopvel is nie altyd net skilfers nie. Klein wit vlokkies, dink skilfers. Juk, rooiheid en geel olierige skibbe, dink seborrheiese dermatitis. Dikker, duidelik grys, meer hardnekkige skibbe, psoriase. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chems of aanlyn by www.cremklassiek.co.za. Kyk ook uit na die Spring Fair 20% afslag promosie by Dis-Chem. Ons sien julle nou. 'n driebeen kat genaamd Raven is die inspirasie agter 'n nuwe boek wat Suid-Afrikaners anders laat kyk na dierewelsyn. Raven, a feline and rescue story, fokus op verantwoordelike eienaarskap en die kritieke belang van sterilisasie. Die skrywer Johan van Moellendorff kuier vandag by ons om Raven se merkwaardige verhaal en die werk van Project Raven met ons te deel. Goeiemôre, good morning en hartlik welkom. Baie dankie. Ek waardeer dat julle my het. Goed, Johan, ek wil graag begin by Raven. Wie is sy? En vertel ons dalk net so 'n bietjie meer van haar storie wat gelei het tot die inspirasie agter hierdie boek. Jong, Raven is seker die bederfste kat in die wêreld. Weet sy het net 3 bene. Sy het haar been verloor net nadat sy so 1 jaar oud geword het met 'n ongeluk by die huis. En weet dis 'n ongelooflike storie van veerkragtigheid en weer daai bounce back wat enige lewende wese daar buite het. En ek het nog altyd gedink dit is 'n storie om te skryf. Jy weet, dis regtig merkwaardig en dit leer 'n mens. Jy weet, die boek is, soos jy gesê het ook, dit gaan oor opvoeding. En dit het ons baie geleer en om haar te sien hoe sy ontwikkel, was net ongelooflik geweest. Jy verwys na opvoeding en ek wil nou juist net hierdie boekie nader trek want dit is my, ek meen is baie oulik. Raven natuurlik ook op die voorblad of 'n foto van haar, maar jy het nou genoem opvoeding. Verwys jy daarmee na dierewelsyn? Ja, die tweede gedeelte van die boek fokus net op die krisis wat ons het in die land op die oomblik met diere wat of in welsynsorganisasies sit of op die straat sit. Ja. Weet ons het 'n massiewe krisis
En die boek fokus spesifiek vir fondsinsameling op sterilisasieprojekte. So ek werk saam met Mandy Lou Collins van Let's Spy SA en saam met Deborah Buys van die National Sterilization Project. Tussen daai twee organisasies het hulle in die laaste 5 jaar amper 20 miljoen rand spandeer aan dieresterilisaties. En dit word gesien as 'n investment in die toekoms, want daai sterilisasies keer daai vloed van diere wat welsynsorganisasies oorval. Ja. En dit is die fokus spesifiek dan vir die boek. Goed, vertel ons so 'n bietjie meer van Project Raven. So Project Raven is ek nog in die proses om te registreer as 'n NPC. Ek het nie gedink dit gaan so lank vat nie, maar Ja. dit vat baie langer as ek gedink het. Project Raven is die holding NPC vir die Project Raven van se finansies. Ja. Daai geld gaan dan deur Let's Spy en deur National Sterilization Project dan aangewend word. Omdat hulle twee so verskillend werk, weet hulle het sulke verskillende benaderinge tot sterilisasie. Dek ons die hele veld van sterilisasie wat ongelooflik is. So die Project Raven Fund se geld is spesifiek dan net vir die sterilisasie en dan ook, so ek sê die groot ding is ons sal graag op 'n punt wil kom waar ons baie meer opvoeding ook kan doen. Weet ek dink die belangrikste aspek van die krisisbeheer is opvoedkunde. En jy moet nou al kinders begin opvoed oor verantwoordelike diere eienaarskap. Ja, en sterilisasie is 'n groot probleem. Waar kan ons hierdie boek in die hande kry? Weet jy, dis op my website, www.darkvilecreations.com. Die audioboek het ook nou so 'n week terug gedrop. Ek's baie opgewonde oor die audioboek. So dis op die oomblik is dit die e-book, die printed boek en dan die audioboek wat op my webwerf beskikbaar is. En behalwe nou vir hierdie boek, ons het so 'n minuut oor, maar is daar 'n ander manier waarop Suid-Afrikaners miskien betrokke kan raak? Gaan ondersteun jou welsyn. Skenk kos, skenk komberse, gaan woodrock, wet nose, wollies, gaan loop met daai diere, gee hulle liefde. Dis al wat hulle nodig het. Absoluut. Weet en baie mense het nie die tyd nie. Ja. Met die Ravenboek kan jy in die gemak van jou huis op jou bank kan jy ook 'n verskil maak. Absoluut. En ek dink dit is belangrik om 'n vrywilliger ook te wees en op so 'n manier betrokke te raak. Johan, baie dankie vir jou tyd en alle sukses met hierdie boek Voorspoed of Baie dankie, ek waardeer julle. Goed, bly gerus waar jy is. Ons gesels net hierna oor sport en die pad na herstel na 'n besering. Jy's by Goeiemôre, good morning. Dis so lekker om jou saam met ons te hê en as jy nou net aangeskakel het, 'n hartlike goeiemôre, good morning. Olympic long distance runner Sean Oldknow, or Gerber these days, is currently making her journey back from injury, working hard towards getting back to competing at the highest level. She's here in the studio with us to talk about the road to recovery, literally and figuratively. Sean, thank you so much for your time. You've gone through a very hard time with your body and injuries, etc. Just talk us through the litany of things that actually got you to the point where you had to go, maybe I'm burning the candle at all four ends. Yes, good morning. Thanks for having me. Yeah, it's been a bit of a journey. So obviously, I went to the Olympics in 2024, trained really, really hard that year to get there. It was a huge, huge year, and I think probably needed a little bit more recovery than thought. So I went into 2025, got a stress reaction in my quad. Then I got a viral infection in April that year, and I just seemed to tank my system. So I just got a few niggles. And then by end of July, my nerves and my legs were going funny. I couldn't step on my right leg. My left foot was dropping, and I just went, oh, we need to take a little bit of
a step back year. So I did a few easy weeks and then got back into training, did SA trials for World Cross Country Champs, qualified for that, trained really hard to try get there. And just before that, my foot started getting a little bit sore. And we thought it was plantar fasciitis. I've never had that before, so I was like, oh, sounds like it. And then coming back from that, my foot stayed sore. It just wasn't improving at all. So I ended up doing a scan in March, and the ligament was actually partially torn on the one side. So I think then I was like, this has been too long. It's been such like so many things, like one after the other. Your body's screaming for time off. So I went into a moon boot for 2 weeks, and I had like 6 weeks where I basically took completely off. I did a little bit of cross training here and there at the end of that, but I actually went with, I really just need to reset everything. And coming back out of that, I was like, oh, it's going to feel terrible, but I actually felt so good. I think my body just really needed that rest, and I just, coming back into it, I felt so fresh and so good again. I was like, oh, I actually just should have taken this a while ago. Many years before that, actually. Yes. Excuse me. For that matter, I know physically that takes a toll. Yes. But gee, mentally that's hard. It's hard to come back from that. Did you ever think, excuse me, that there was a point where you went, ooh, I wonder if I'm ever going to get this back? Yeah, so there were a few points last year where I wasn't sure, and then kind of got to trials and I was like, oh, I have this in me again. And then when my foot went beginning of this year, I was like, I don't know if this is it. Like, is my career done? Is my running done? And yeah, I think especially in that time off, I was like, am I going to get this going again? Do I want it? And then like 3 weeks into that, I was like, I want it. I want to be back. Like, I just have to see how I respond, and I'm not going to put pressure on it to happen again. But if I can get going again, like, that's really, really what I want. So yeah, it was mentally, it is hard. I think you get to the point where you just don't know how much more you can give into something that isn't going well. But I'm glad I did, and I'm glad I'm at where I'm at now. Long distance running is hard. What got Sean into starting running? What clicked for you? Actually, when I was in primary school, I went to Bryndale Primary School, and they had a fun run every year. And in grade 2, I won it. And I was like, oh, that was fun. Loved it. It was fun. I won it. That's cool. You'd never run up to that point? Not really, no. I mean, when you're 8 years old, I went to English school, so the running is not huge there. So most of it was sprints, and I can't really sprint very well. So I never made the teams for anything. So as soon as they threw in a 2K loop, I was like, this is where I need to be. And my grade 1 teacher was the cross-country coach. So then I was like, oh, that's a fun sport. Like this lady, should be great. So joined the cross-country team in grade 3 and kind of just picked up from there and loved it ever since. I love this question for athletes. When did you first know that you belonged in that top echelon? When did the light bulb go up and go, I'm okay here. I sort of belong here? Yeah, I think maybe in like grade 5. So I joined a club. I joined for training and stuff. So I joined them, and then going back into the school leagues, I won every race from grade 5 to grade 7 for cross country. And I was like, oh, this is great. I want to do this. And then my mum got a Protea colours for aero modelling. So I went with her to the shop in Pretoria where she went to go buy a blazer. And I was like, oh, Mum, like, what are all these different kits for? And she was like, oh, the South African kit, this is the provincial kit. And I was like, I want to wear that one day. I want to do it for running. And she was like, well, let's do it. And yeah, at grade 5, I then went to my first SA cross-country champs. I think I came probably like in the last percentage, but I learned a lot. And I was like, this is something I want to keep trying to be better at, and I think I can do something with it. And then I think there were like a few pennies that like dropped again over time. I went to high school, and then I took like a little bit of time off after high school. I had a lot of like mental stuff that I needed to work through. And in 2016, I had my second shoulder surgery, and I was off running for 3 months. And in that time, I was like, I think I have something here that I have unfinished, and I want to start up again. So 2017 kind of built back up to where I am now. Talk to us about a typical training week for you. How many Ks and how do you divide it up? And where's the speed work and where's the strength work? So at the moment, I'm still on like the more conservative side. So I've been running. Let's talk about one of your good weeks, your big ones. Yes. So in 2024, like my typical week was about 140 kilometers. I have gone up to 160 kilometers as well. And I think there's different ways of doing it. So if I'm training for a 10K, my training was very, very different. I did 3 speed sessions a week. They were every 2 days, just some good intensity, nothing too hard, but some good intensity. In marathon training, I actually did 2 hard sessions a week. So I do on a Wednesday and a Sunday, and everything around that was very, very easy running. And strength work, I would do normally, like on the day I did harder work so that I can recover properly for the
like easy days. The easy days are properly recovery. So yeah, I think it depends where you are at. And long runs, how long and what sort of speed are we talking about? So for long runs in marathon training, I built up, so like over a few weeks, I built up from doing like a hard 10K with a good warm up and cool down, all the way up to doing, like by the end of it, I was doing a hard marathon 3 weeks before my 42 Ks. 42 Ks. So 3 weeks before my like race day, I would do a hard marathon 42 Ks at like 3:45 per kilometer. In all my years of running, I've had so many people who go, what do you think about when you're out there running? What happens in your head when you're out there doing the long stuff? Yes. In a race, it's the first, like in a marathon, I like zone out a little bit. So I'll read signs and stuff. I'll read like what people's shoes and stuff are, like just kind of not be too focused. Disassociate, in other words. Yeah. And then as I get like further into the race, I'm kind of just thinking what's in front of me. So it's funny, I can't really tell you exactly what I think about. I think I end up counting a lot in races because I think it just keeps a good metronome. But like long runs on like a normal training day and stuff, I think I kind of just zone into like what I need to sort out in my head, like kind of go through the different files of like, oh, what happened? What do I need to do this week? Kind of just sort out everything. I think it's a nice time to just kind of spend with yourself and check in with what you need to. You've achieved some incredible things, but I would assume that the Olympics is the absolute pinnacle of where you've been. Yes. Going in 2024, I think was the most incredible experience I've ever had. I think it was just this happy bubble for a week. I had the best race I could have out there. I was in such like a state of flow, and I think it's so lucky to get that on like your biggest race day. And I had the best time. I had so many family and friends there, and I ran through 10Ks, and my mom and my husband now and my sister and all of them were on the side, and they all shouted at me, and I looked at them and I was like, oh, hello. I'm just having so much fun. And I think it was just the most incredible experience. And yeah, so I'd love to get that again. Definitely would like to try work towards 2028 Olympics, but I think we'll see how things go. Time's caught up with us, unfortunately. In a nutshell, what's next? What's next? I'm doing the Hollywood Durban 10K this weekend. Right. And yeah, I'm building up for a few 10K races. Maximum I'll race this year is half marathon. And then next year I want to hit another fast marathon. Sean, it was so good to see you again in person. Keep up the good work, and we're very, very proud of you. We'd love to see you wearing some more green and gold. Yes, thank you very much. Sean Gerber talking with us here at Goeiemôre, Good Morning. En is nogal interessant dat ons 'n vrou hier het in die ateljee wat met ons kom gesels het wat al hard beklei het. Bly ingeskakel want nog meer vroue maand net hier op Goeiemôre, Good Morning. Ons kom aan die einde van Vroue Maand en ons gesels egter vandag met nog 'n inspirerende vrou. Van 'n 8-jarige meisie wat sjokolade op die skoolgronde gesmous het, tot die stigter van een van Suid-Afrika se mees geliefde artisan bakkerye. Alisha Malan se entrepreneursreis het dalk vroeg begin, maar dit was haar passie vir egte handwerk wat die deurslag gegee het. Vandag kuier Alisha by ons om te gesels oor die pad na die sukses van Lucky Bread Company. Goeiemôre, good morning. Welkom hier by ons. Baie dankie. Dis lekker om hier te wees. Dit is so lekker en dit ruik so lekker hierso, maar voordat ons by hierdie lekker spread kom, ek wil eers by jou hoor, jy het reeds op 8-jarige ouderdom sjokolade op die skoolgronde gesmous. Waar dink jy het daardie entrepreneursgees vandaan gekom? Ek is definitief deur my pa geïnspireer. Hy het van jongs af my gesê ons moet hard werk. My ouers was akademikus, dus so hulle het 'n ander toekoms vir ons jong mense gesien. So hy het my definitief gedruk om dit te doen en ek het baie in die moeilikheid gekom by my laerskool omdat ek dit wel so gedoen het. Ja, bietjie meer wou sjokoladesmous met 'n reiswerk doen. Yes, nog steeds. En toe nou na skool het jy in Londen 'n gap jaar gaan vat en besluit om die korporatiewe lewe vir die kombuis te verruil, né? Nee? So wanneer was die oomblik wat jy toe besef het, kos is my roeping? Ag ek dink ek wou dit nog altyd graag gedoen het, maar ek het nie gedink dit is 'n werk nie. Ek was in die era van ek dink dit was BBC Food, Ainsley Harriet, Jamie Oliver, daai het half introduction to chefing kan actually nogal nice wees. So in my gap jaar het ek in 'n kantoor gewerk en toe dadelik besef dat ek nooit wil op my boude sit en vir die rekenaar staan nie. So hier's ek vandag en ek staan nog steeds minder
vir die rekenaar is meeste mense. Ja. Ja. En jy het dan nou ook by die gesogte ProLeith Chefs Academy studeer en in fynproevers restaurante gewerk. Hoe het daardie intense dissipline en hoë standaarde nou vir jou, gevorm tot die sakevrou wat jy vandag is? Dit is so ek kom obviously van die fine dining agtergrond af en ek dink ek het by 'n hotel gewerk in Pretoria en daar het ek herhaaldelik goeders probeer perfek maak en dit was groot konsepte en besef dat kleiner goeders soos 'n brood wat net of 4 bestanddele het net soveel uit werk nodig. So mense hoef nie al die fancy goeders te doen om 'n suksesvolle of 'n ongelooflike produk te kry nie. En jy dan nou ook natuurlik met pastye begin, wat Ja. jy toe by 'n markie verkoop het. Ja. En hoe het daardie klein beginstappe toe nou uiteindelik gelei na hierdie groot sukses van Lucky Bread? Jo, so ek het by Hazelwood Food Market en by Boeremark baie vroeë oggendure, maar soos julle ook het ek daar so produkte het gemaak en gesmous en verskriklik hard gewerk en eventually besef dat 'n winkel die beter opsie sal wees langtermyn. Ja, so dit het maar 'n lang proses. Ek dink ek het by die markte begin omtrent 19 jaar terug en Lucky Bread is 13 jaar oud. So dit was so 'n transition per 6 jaar tot die winkel toe. Sure. So okay, Ja. vertel ons nou presies wat is Lucky Bread Company? Hoekom die naam en wat is al hierdie lekker goed vir ons? Ons is 'n bakkery. Dit is ons oorhoofse besigheid, maar ons is ook baie bekend vir koffie, en ons is baie bekend vir baie lekker kos. Dis nie pretentious nie, dis redelik eenvoudig, maar ons maak staat op baie goeie bestanddele en dat ons met verskafferswerk wat dieselfde as ons funksioneer. So regtig goeie kwaliteit. En dan goed vir mens. So dit is nie 'n gesondheidsproduk nie, maar dit is definitief so skoon as wat jy kan kry. En dan doen ons stoute goeders ook, allerhande koeke en wafels en maar ons is 'n bakkery besigheid. En dan al ons brood word in 'n houtvuuroond gebak en ons gebruik steengemaalde meel, regte botter, so dit is so real as real as can get. Ja. Wel, dit klink fantasties. Ek dink tog moet ons nou 'n snytjie daar sny dat ek kan proe wat of course. is die broodjie en hierdie ander lekker goed. Daai lyk soos 'n hamkaasding en 'n chocolate. So ek dink al hierdie produkte het op die Aurora Awards dan net double gold gewen. So dit is 'n internasionale paneel en dan hierdie is ons ciabatta. Wat ek vir jou 'n klein stukkie gee. Ek voel sommer lucky om hierdie bread te proe. En dan daar's 'n suurdeeg, so ons gebruik ook natuurlike giste in ons brood wat ons self fermenteer en dan doen ons 'n flawless flawless coconut cake. Hy is vir mense wat nou 'n bietjie weer sensitief is vir meel en dan doen ons ook die regte botter croissants. Ja, ek wil van Ons is nogal bekend vir die flawless coconut. En dan is ons ook bekend vir 'n ding met die naam van 'n craffin en dit is 'n croissant muffin. Hierdie is die coconut koek. Ja, croissant muffin. En dan word hy gevul met vla en hulle noem myself die craffin tannie by my kind se skool. So dit is nou nie 'n titel wat ek vir gewens het nie. Nee. Ja. Nee, hierdie is jammel in my mond. Okay. Nou jy het ook by Tribeca gewerk. Ja. Nee? Hoe het jy toe besluit om Tribeca maar 'n bietjie op die sy te sit? Jy het toe vir hulle ook 'n paar brode gemaak en toe nou jou eie ding gaan doen. Hulle is nog steeds my vennote vandag, so ons het nie op mekaar op sy gesit nie. Inteendeel het ons hande vasgehou en saam Lucky Bread begin. Ja, so hulle is 'n ongelooflike koffieroostery en hulle is my mentors in besigheid ook, so baie dankbaar vir hulle. So ons stap nog steeds hand aan hand. Dis fantasties. Ja. Wat sou jy sê is die grootste les wat entrepreneurskap jou geleer het? Jo, dat jy met hard werk, dit hou nooit op nie. So, daar's baie lesse, maar ek dink mens moet aanhou probeer. Dis en miskien ook dat elke lekker dag maak op vir 'n reeks van slegte dae. So mens moet net aanhou.
En mense is jou eie baas. Ja. En partykeer is dit ook maar Jy kan dit nooit afsit innerlike nie. stryd. Ja, Presies. dis 24 ure 'n Presies. dag. So nou in 'n wêreld van massaprodukte het Lucky Bread regtig 'n nis gekap vir kwaliteit en handwerk. Hoe balanseer jy nou die groei van die besigheid wat so groot raak, maar om nog steeds daai intimiteit te bou by elke winkel? Ag, om die regte mense aan te stel, om sommer die regte mense te werk is belangrik sodat hulle dit deurtrek wat ek graag vir die besigheid wil hê. Dit is baie belangrik. En dan maar net jou vinger op die pols te hê die hele tyd. So partykeer laat val ons die bal of die deeg of die jy weet op die vloer, maar ons moet maar aangaan en hard probeer. So nooit opdaar nie. Nooit complacent te raak nie. Ja. Ja. En jy het nou reeds baie takke al reeds oopgemaak. Wat is jou groot droom vir Lucky Bread Company? Ag om deur te trek op altyd dieselfde kwaliteit te behou. Ek dink dit is 'n groot ding. Ek dink mense kyk in geskiedenis dan sien mense, waar was daai bakkery wat ek gehad het toe ek 'n kind was? Ek sal graag wil hê die bakkery moet langtermyn baie goed doen, so goed soos hy op sy beste was elke dag vorentoe. Wel, ek dink ek gaan nog 'n paar stukkies hierso. Wil jy nie jou eie broodjie proe nie? Of course. Kom ek Ek dink kom ek ons moet snap jy 'n bietjie laastens- croissant. Ja, sny daai croissant. Ek gaan hom nou proe. En ek is seker Pieter is lekker jaloers hierby. Hy wag daar buite sy die leftovers. Ons gaan nou vir hom ook gee. Alright. So klein Ek gaan sommer stukkie. met hom totsiens sê. Ek gaan nou hierdie lekker croissant verder proe. Ek voel sommer baie lucky. Van lekker bekkie tot liefie lyf. Net hierna is dit Ivan Roux met sy nuwe enkelsnit. Ek is terug, meer belangrik, hy is terug. Na so wat 6 maande se stilte is Ivan Roux uiteindelik terug met 'n splinter nuwe liedjie. Sy nuwe enkelsnit, Liefie Lyf, is pas uit en hy kuier vandag by ons om alles daaroor te vertel en meer. Ivan, goeiemôre. Good morning. Gaan dit met jou? My ou vriend, dit gaan baie lekker en so Ek is lekker om baie jou bly. 'n bietjie te sien. Ja, man. is lekker om julle weer te sien, man. Ek sien jou so op die socials en die dinge, dan weet ek is lekker besig en daar gebeur dinge. Daar gebeur baie dinge. Van waar die stilte, die laaste 6 maande, is Ja, dit ja. reg, né? Yes. Was jy maar 'n bietjie stil geweest en uit dit uit? 100%. Ek dink daar's 'n paar goedjies wat 'n rol speel in dit, maar ek dink belangrikste is jy maar bietjie uit die industrie uitgetree. Ek het nog steeds shows en goed gedoen, Ja. maar ek het bietjie meer in my rol as pa, as man, daai tipe van goeders ingeklim wat ek gevoel het, yes, dit is bietjie tyd vir my om in daai rol nie meer die jong daai ding sanger te wees, maar net bietjie in ander aspekte ook. En ek dink maar met alles wat aangaan in terme van AI musiek en goed, ek het amper my liefde vir dit in 'n mate verloor, want jy compete hier met ouens wat goeders intik op 'n rekenaar en hy spoeg vir jou om 80 songs 'n dag uit. En ja, toe het ek maar net bietjie weer gaan soek vir die liefde daarvan. Lekker man, en ek is Ja. bly jy's terug met 'n lekker song. Dankie. Intussen wil ek daarom ook net sê jy het hierdie knoop deurgehak. Jy's 'n pappie. Ja. Ryker, nee. Ek is 'n pappie nou weer en ek het 'n pappie gekry. Ja. Dis hoe lekker ons met die woorde kan speel. Ja, ja. En sê ook net lekker in Thailand was jy vir honeymoon en so. Ja, ja, ons is vir ek moet nou mooi onthou. Ek dink vir 2 of 3 weke wat ons in Thailand was. Lekker. Vreemdste stilte, mis die kinders ongelooflik baie en dan kom jy terug en sê ja, ons moet weer Thailand toe. Maar nee, dit was baie lekker en ongelooflik geweest. Altyd lekker en ek weet ek het al bietjie vroeër ook geskerts vanmôre oor oggendpraatjies hier by ons wat 'n oggendproetjie word. En ek hou ook nogal daarvan as ek in die oosterse lande is om die vreemde goedjies te eet. 100%. Nee, Ja. was dit in julle geval? Weet jy, ek was baie cheeky voordat ons gegaan het en gesê, kyk ek het 'n ding vir spinnekoppe. Ek is baie lief vir 'n spinnekoppie. Toe gaan ek sê as ons dit kry ergens op die strate, daai wat hulle mos so in die olie gaar maak. Ja. Sê ek vir my vrou, Try. ons moet hom try. Ek daai ding sien en hoe groot hy is. So sê ek daar is nie 'n manier wat ek daai ding in my mond sit nie. So toe het ek krieke geëet Ja. en kriek was alright want hy's meer gespice en gefraai as enigiets Ja, anders. So ja, jy ja. proe dit nie eers nie. Lekker. Toe staan 'n wurmpie Ja. wat ek toe nou ook gedink het gaan lekker Amper soos ons uitgedroog. mopani wurms Amper en so, dis- maar hy's nie ek sal eerder die mopani eet. Hy's Awesome. crispy, die ander een was so chewy geweest en dis daar waar ek toe die streep trek en sê nee. Paraboukie en so.
Nee, ek dink ek's gebou vir sulke goed nie. Daar sy nou het ons jou update lekker gewek vir hierdie oggend. Maar ek weet daar is video's en allerlei lekker dingetjies van waar jy dit probeer te goeters. Maar ons sal dit verseker ook 'n bietjie met ons kykers deel. Maar okay, nou vertel vir my van Liefie Lyf. Waar kom die gedagte vandaan? Is dit ook in die tyd wat jy nou 'n bietjie stil was en weer pa was, man kon wees, iemand kon vind op 'n manier? Ja, ek moet vir jou sê, die skrywer is Roux Kloete wat hom geskryf het. Ek dink baie mense is bekend met Roux Kloete se skryfstyl en goed. En hy het die song vir my gestuur nadat ek 'n song vir my vrou geskryf het, wat ook bietjie later die jaar uitkom. Toe het ek eers bietjie gaan sit en dink, "Jesus, hoe kan ek?" Want ek voel jy moet 'n song goed kan vertolk as jy vir alles uit iemand anders se pen uitkom. Tuurlik. En wat vir my baie mooi vasgesteek het is waar hy sê as jy kyk hier binne in my dit is hoe jy my elke keer kon kry. En dit is so relatable met my en my vrou se verhouding. Ek het nou vir jou so 'n bietjie gesê, ek weet nie hoe sy uitgehou het vir so lank met my Ja, nie. want jy het lank gesleep. Ja, ek dink ja, maar dit was alles my skuld. Ek was bietjie stout op 'n tyd gewees, maar jy weet nie wil settle en sulke goedjies nie. Maar die song gaan basically oor ek wat vir haar kyk en ek sien meer as net wat voor my staan, sy wat vir my kyk en sy sien meer as wat mense op TV sien, sy sien meer as wat mense op 'n verhoog sien, sy sien die eintlike deel wat die Here gemaak het. En al sukkel ek partykeer om dit te sien wat sy sien, maak sy my nog steeds glo. Daai is die ou wat ek sien. As ek so 'n bietjie vasbrand partykeer, waar's daai Ivan? En ja, dit is hoe ek die song vertolk wat hom vir my spesiaal maak. En is dit nie ook soms net amazing as jy jou pad kruis met iemand soos 'n Roux wat net op baie spesifieke tyd weet hierdie song gaan werk? Dis crazy hoor. Nee? Dit is crazy en jy voel hom nie op daai oomblik nie. Ja. Maar as jy 'n bietjie met hom sit en jy speel met hom in jou kop en jy dink regtig wat hy nou vir jou beteken. Ja. En dan is dit so, okay. Maar dis baie waar wat jy sê. Dis asof hulle weet wat aangaan agter. Hy kom net op die regte tyd en ek hou ook nogal wat jy gesê het van binne in jou kyk en skielik kyk jy self binne in jou 100%, ja. anders dan na jou kyk. 100%. Ek dink ook net waar kom dit vandaan? Hoef nie lank al hieraan 100%. Hoorie en shows wise jy's nog aan die gang. Ek verstaan jy is ook maar doen 'n bietjie die oorseese ding ook lekker hier in Australië en daai plekke. Dis reg, ja. Ja, die shows is baie besig. Ons kan nie kla nie. Dis stiller as wat dit gewoonlik was as gevolg van die brandstof en al daai goed nou. Ja, mense hou maar vas, nee. Ja, kyk, dit is mense moet knip en dit is maar gewoonlik waar die eerste knip ek dink as dit by budgets kom. Ja. Maar ek dink ons is baie geseënd. Dit is vir my ook eintlik lekker want ek het op 'n punt gekom waar ek sou omdat ek geniet, nie omdat ek geld nodig het of sulke tipe goed nie, so dit het vir my weer teruggegaan en dis waar daai liefde weer teruggekom het van ek en my band, ons klim op die verhoog en ons doen dit omdat ons lief is daarvoor. Nie omdat ons betaal was om dit te doen nie. Dus ons wil hierdie show doen. Baie lekker spasie. Ja, dis ek love dit. Ek dink alles het bietjie meer evolve met my van trou tot kinders kry tot al daai goed. Tot net op 'n plek waar ons nie net ja sê vir elke show nie, maar ons kies ons shows en ja. Wonderlik. Hoorie en die gerugte van 'n lekker country song of 'n country cover. Het ek die reg oor fluit? Nee, jy's op dit. Ja, ons sou oorspronklike album uitgebring het, maar jy's met ek wat toe weggetree het bietjie en dan is 'n bietjie kort op die hakke want ons tree weer saam met Kipmoor op in Oktober in die Grand West. Lekker. So ons wou oorspronklik daai album uitgebring het. Ons het 28 songs geskryf. So dis daar, ek dink ons gaan almal op die album sit nie, maar so ek dink ons sal daai in 'n tackle vroeg volgende jaar, maar ons doen nou net 'n cover enetjie van Morgan Wallen en Post Malone. Ek dink mense ken hom, maar I Had Some Help, wat nogal nice is. En dan net na hom, so 2 maande van nou bring ek 'n song uit, Liefde Laaste Lag, wat basically 'n storie is wat ek geskryf het oor my en my vrou, oor basically wat ek nou net gesê het, van 'n jong Ivan wat like om rond te loop, rondop katte en die ene daai en goed, maar dis 'n bietjie meer waar Liefie Lyf 'n lekker sokkie liedjie is daai bietjie meer kontemporêr in die terme van Dewald Wasserval gevoel en hy's bietjie dieper, maar hy het nog steeds baie woeme agter hom. My vriend, net so 'n laaste vraagie, as jy nou vinnig moet dink, jy bly nou terug fokus op dit wat jy nou gehad het, gewas en wat sou jy reken is 'n goeie hoeksteen of die belangrikste hoeksteen vir 'n sterk verhouding? Is dit die vertroue, die kommunikasie, dalk iets wat ek nie nou aan kan dink nie? Ietsie van alles? Nee, ek dink dit is kommunikasie, ek dink mense sal dit oral hoor en ek sal daarby staan dat whether dit kom by my kinders se verhouding met my of my en my vrou se verhouding, as jy net op 'n goeie plek kan kom waar jy weet hoe jy met iemand, en dit is nie net van wat jy sê nie, maar dis
hoe jy Ja. 'n sekere ding met iemand deel. Ek dink ja, en haar uithou vermoë is iets wat ek nog in my lewe nog nooit gesien het nie, maar waarvoor ek baie dankbaar Inderdaad, jou liefie lyf. is. My liefie lyf, jy sê. Definitief. Ag my ou vriendjie, maar stuur baie groete. Geniet elke oomblik daarvan en ek hoop ons sien vir mekaar sommer gou weer. Nou sê, baie dankie vir julle. Nie backstage nie, op die stage. Somme op die stage, of voor die sommer net stage, hier. of 'n biertjie drink. Hoekom dan nou nie? Hoekom nie? dan nou nie? Sê dankie man. Baie dankie. Kyk gerus uit vir Ivan se splinternuwe enetjie Liefie Lyf. En natuurlik moet jy ook ons YouTube kanaal gaan dophou en ook ons herhalings en ons is môre terug met ons hoogtepunte program. Waar ons net so 'n bietjie al die hoogtepunte van die afgelope week ook saam met jou gaan deel. Dis al van my en die res van die span se kant af. Ons sien vir mekaar sommer gou weer. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. Bye.